Môre almal, donderdagoggend, dit is vandag die 12de Maart, jaar 2026, 'n lieflike dag, geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels rondom ons wandel met God. Halleluja. Wat is godsdiens? Die geloof in 'n God of gode, 'n stelsel van geloof of aanbidding. Wat is 'n verhouding? Dit is die harmonieuse verbintenis tussen twee of meer dinge. 'n Mens kan 'n verhouding hê sonder godsdiens. Baie mense het 'n verbintenis met mekaar sonder om aan 'n God te dink, maar dis nou 'n klein letter. Jy kan 'n godsdiens aanhang sonder verhouding. Baie mense bou hulle geloof op 'n verskeidenheid waarhede sonder enige persoonlike interaksie. Party mense geniet dit om met ander te redekawel oor hierdie waarhede. Maar as jy God deur Christus Jesus aangeneem het, is godsdiens en verhouding onlosmaaklik verbind. Nie omdat jy gekies het om in 'n verhouding met God te wees nie, maar omdat God gekies het om in 'n verhouding met jou te wees. God het na ons toe gekom, omdat hy van die begin af 'n verhouding met ons begeer het. Kom ons gaan kyk maar na Adam en Eva. Hulle het sy stem erken, hulle het geweet wie dit is wat met hulle praat toe hulle in die tuin van Eden gewandel het. God het van aangesig tot aangesig met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend praat. Op die moeilikste oomblik van sy lewe het Jakob letterlik met God gestoei. Nou ek wil vir ons daai gedeelte gaan lees in Genesis 32 en ek lees hier vanaf vers 22. En hy het dieselfde nag opgestaan en hy het sy 2 vroue en sy 2 slavinne en sy 11 kinders geneem en deur die drif van die Jakob getrek. En hy het hulle geneem en hulle deur die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het, maar Jakob het alleen agtergebly. En 'n man, met 'n hoofletter, het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy weer met hoofletter sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heupbeen. So Jakob het hier met God gestoei, julle. Kan jy dit nou net imagine in jou geestesoog kan sien hoe Jakob met God stoei. En hy het hom op die heupbeen geslaan sodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het in sy worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek, maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy u my seën. En hy vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met mense en het oorwin. Daarop vra Jakob en sê, maak tog die naam bekend en hy antwoord hom en vra, waarom vra jy tog na my naam? En hy het hom daar geseën, en toe Jakob die plek Peniel genoem, ek hoop maar ek spreek die naam reg uit, hy het gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered, en die son het vir hom opgegaan toe hy by Peniel verby was, en hy was mank aan sy heup, en daarom eet die kinders van Israel die heupseëning wat aan die heupbeen is, tot vandag toe nie, omdat hy Jakob op die heupbeen aan die heupseëning geslaan het, halleluja. Bovenal het die profeseë oor Jesus hom Immanuel geïdentifiseer, wat beteken God is met ons. Die belofte is vervul deur die seun van die mens. Jesus het gekom om diegene wat verlore was te soek en om hulle te red. Jesus het sy apostels gekies, net soos wat God ook die nageslag van Israel gekies het. God se verhouding met mense vorm die kern van sy plan van die skepping. God se verhouding met ons as mense berus op sy liefde. God het 'n verhouding met Abraham, Isak en Jakob aangeknoop. Hy het 'n verhouding met Moses en met Josua en met Samuel en met Dawid gehad. So wil die Here ook 'n verhouding met ons hê, soos wat hy ook met sy disippels gehad het. Maar kom ons bid en ons vra die Here dat ons lewenswandel met hom geseën sal wees. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons bring ons lewe voor die troon vanoggend. Here, ons wil in 'n verhouding met U staan. Here, ons wil nie enige ander afgod dien nie. Ons wil U en U alleen dien. Here, ons wil 'n verhouding met U hê. Ons wil wandel met U, Here, soos wat Adam en Eva in die koel wyntjie van die aand met U gewandel het. Here, en U het met hulle gespreek. Here, so wil ons ook hê dat U met ons sal spreek. Ons wil met U wandel, Here, ons hele lewe vir U gee.
Here, help ons dat ons lewenswandel getrou sal wees aan U. Ons loof U, ons prys U, ons eer U groot en heilige naam. Amen en amen.